Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd kan terugdink aan 'n kruis wat leeg is. Dankie Here dat ons kan terugdink aan 'n graf wat leeg is. Dat ons kan terugdink aan U wat opgevaar het na die hemele, van waar U sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Here, maar met daardie oordeel gaan U kinders ook na U toe. Met daardie laaste terugkom, is dit ook volbring. En word alles aan U onderwerp. Here, baie dankie dat ons in hierdie tyd waar die Gees uitgestort is, terugdink toe U Gees soos vlamme, soos 'n sterk wind op die disippels gekom het, hulle in ander tale begin praat het. Maar hulle nie gepraat het oor U Gees wat uitgestort is nie. Hulle het dadelik begin praat oor Jesus Christus, die opgestane Here, hom wat hulle gesien het, aan hom gevat het, hom wat hulle gehoor het, hom wat hulle gesien het op die berg, toe hy begin skyn het soos die son, sy klere soos weerlig. Hulle het getuig van hom wat hulle gehoor het, wat gesê het, hierdie is my geliefde seun. Here, dankie vir die voorreg dat ons in hierdie week vir 'n paar minute elke aand kan kom stil raak, kan kom stil staan by U woord. Here, ons bid, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom in hierdie gemeente, soos U dit wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan begin met 'n teks daar in Filippense 3. Ekskuus, ek het so geskuif dat ek die beste lig het. Ek het my bril ingepak en toe, net voor ek hiernatoe kom, toe gryp ek gou weer die bril om iets te lees en toe het ek hom net daar vergeet. So, nou het ek lig nodig. Filippense 3, ons gaan daar vanaf vers 15 saam lees, tot by hoofstuk 4 vers 1. Dis net so 6 verse as ek dit reg het. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hieraan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon, skryf Paulus aan die Filippense. Vriende, ons dink baie keer dat alles wat godsdiens is goed. Alles wat geloof genoem word, is reg. Prof. D.F.M. Strauss, prof van filosofie in Bloemfontein, het 'n boekie geskryf met die mens in sy wêreld hier aan die einde van die 80's. En hy vra die vraag, is kerk en geloof dieselfde ding?
Kan jy sê jou kerk is die ding waaroor dit gaan? En dan begin antwoord hy baie duidelik met 'n paar begrippe, nee. Dit kan nie, en dan verduidelik hy. Ek gaan vanaand 3 konsepte, in die derde van hulle begin ons met die Onse Vader. 3 konsepte by hier neersit, wat ons moet vashou, wat ons self aan moet herinner, konsepte oor wat direk inspeel op gebed en ons verstaan van gebed en die Onse Vader en dit wat hierna kom is belangrik. Die eerste van hierdie konsepte. Prof. D.F.M. Strauss sê goed en kwaad is rigtingstellings. Dat daar goed en kwaad in hierdie wêreld is. God het alles geskep en God het alles goed geskep. En as jy die Bybel mooi gaan verstaan, dan sien jy dat daar 3 hoofmomente is. Skepping, sondeval, verlossing. En dan begin praat hy bietjie oor en dan verduidelik hy baie mooi. Ons dink baie keer dat die kerk is vir ons waaroor dit gaan. Maar dan begin hy sê, nee. Wees baie versigtig, want daar's 2 goed wat nie terreine is nie. Dis goed wat sentraal in ons hart ons beïnvloed en daarvan af beïnvloed dit elke plek, elke terrein van die lewe. Hy praat van elke deeltjie van jou lewe. As jy jou lewe in 'n klompie kamers kon indeel, dan noem jy elke kamer 'n terrein. So jou huis waar jy bly, jou gesin is 'n terrein. Jou werk is 'n ander terrein. Iets wat jy kan afbaken, iets waar jy sekere tye na toe gaan, maar dan weggaan. So iets wat 'n grens het, iets wat afbakenbaar is, iets wat vertak van die res, is iets wat 'n terrein vorm. En so verduidelik hy dan baie mooi, daarom kan kerk nie wees waaroor dit gaan nie. Want kerk kan afgebaken word. Kerk is 'n terrein. En dan begin verduidelik hy baie mooi, daar's 2 goed wat nie terreine is nie. Sonde en verlossing. En dan kom verduidelik hy baie mooi dat sonde tref die hart van die mens en van daar af gaan die sonde saam met die mens letterlik in al die terreine van sy lewe in. Sonde is radikaal, sentraal, totaal. Dit tref die hart van die mens en daarmee saam in elke terrein waar ons beweeg, het ons die keuse, hierdie rigtingskeuse, wil ons vir God, teen God lewe. En vanselfsprekend is sonde mos nou teen God. Maar net so, wanneer iemand dan tot bekering kom, bekering kan nooit 'n terrein van jou lewe wees nie. Bekering kan nie tot die kerk afgebaken word nie, want bekering is nie 'n terrein nie. Bekering is net so sonde, iets wat die hart tref. Hy tref die kern, hy tref dit radikaal, dit is sentraal in jou hele lewe en dis totaal. Maar vriende, ek het bietjie daar sit en dink en toe besef ek, maar dit verduidelik eintlik 'n groot misverstand in die kerk wat baie mense het. Baie mense sê hulle het tot bekering gekom. Maar in hulle koppe het hulle na die kerk toe gegaan en het hulle daar, op daardie terrein, wanneer hulle by die kerk is, tot bekering gekom. Vir party mense sien hulle bekering as 'n terreinding, as gedeeltelik periferiaal en gedifferensieerd. Dit is hierdie afgebakende area. So hulle trek in een terrein hulle klere aan by die huis, klim in hulle motor, ry deur die strate, is 'n ander terrein en dan kom hulle by hulle geloofsterrein uit, by die kerk. En dan begin wonder mense, maar verstaan almal dat bekering nooit so mag werk nie. Daar mag geen terrein in my lewe wees as 'n bekeerde, as iemand wat die verlossing ontvang het, wat nie deur die verlossing geraak word nie. Anders maak ek my verlossing net op sekere dele van my lewe van toepassing. Die probleem is, hoe kan ek dit regkry? Hoe is dit moontlik? Want verlossing is dan 'n hartsding. As ek dit kan regkry om van een terrein na 'n volgende terrein te beweeg
en verlossing by die deur te los en nou in hierdie ander terrein in te gaan as 'n onverloste mens of as 'n sondige mens of as dit net so pel soos die ander pelle, dan maak ek in daardie oomblik 'n keuse vir die sonde. Dan laat ek in daardie terrein toe dat ek as te ware onbekeerd is. Of ek leef onbekeerd. En ek dink dis iets wat Paulus probeer sê in hierdie eerste teks, wat hy sê, vriende, daar is baie gelowiges wat as vyande van die kruis leef. Prof. D.F.M. Strauss, wat hierdie filosoof is en alles moet gaan uitpleis en verklaar en moet woorde verduidelik, hy verduidelik dit bietjie anders. Maar Paulus kom sê, ouens, daar's baie wat sê hulle is Christene, maar as hulle in sekere terreine ingaan, dan leef hulle glad nie in die rigting van Christus en van die koninkryk nie, maar juis in die teenoorgestelde rigting. So vriende, die eerste konsep wat ons moet hê is dat bekering is 'n radikaal, sentrale, totale ding. Dis 'n ding wat die hart oorneem en daarvan na vorentoe, iemand wat sê ek het my lewe vir Christus gegee, bedoelende my hele hart, my hele wese, my hele kern, moet met daardie kern van terrein tot terrein beweeg as 'n bekeerde, as 'n gelowige. As daar enige terrein in jou lewe is waar jy instap en jy begin dink, maar hier gaan ek nou nie heeltemal vir Christus leef nie, dan moet jy besef, jy het 'n keuse gemaak sopas. Ek dink nie jy raak 'n onverloste mens nie, maar op daai oomblik kies jy teen Christus. Op daardie oomblik leef jy as vyand van die kruis. As 'n tweede beginsel wat ek met u wil deel. Bonhoeffer skryf, en hy is ouetjie wat ingewikkeld in hoë taal skryf, maar Dallas Willard haal hom aan waar hy sê dat geen mens kan tot 'n ander mens, of geen verloste mens, kan tot 'n ander mens enkelvoudig lewe nie. En dan begin wonder jy, Bonhoeffer, wat bedoel jy? Dan sê hy die normale gang van mense, is mense wil connect met ander mense, hulle wil verbind met ander mense. Hy sê, maar die verloste mens het oorgegaan in 'n ander realiteit in 'n geestelike realiteit in. Hierdie lewe waarvan die verloste deel raak, is nie meer hierdie wêreldse realiteit nie, dis 'n hemelse realiteit. En die oomblik wanneer ons hart en ons lewe aan Christus kom oorgee, sê Bonhoeffer, dan raak ons deel van 'n nuwe geestelike realiteit. En in daardie geestelike realiteit is daar 'n beginsel van 2. Nooit ooit meer mag die gelowige homself sien as alleen nie. Maar veral, sê Bonhoeffer, wanneer dit nou oor ander mense gaan, want hy vat dit tot op die verste punt. Hy sê mense wil baie graag connect, kyk na mekaar, glimlag, groet, wil nader beweeg, maar dan ook gaan dit deur baie keer tot die seksuele. Mense wil connect met mekaar, hulle wil al hoe nader aan mekaar beweeg. Kyk maar hoe moeilik is dit vir 'n getroude man en 'n getroude vrou van verskillende huwelike om net vriende te wees. So baie keer gebeur dit in die lewe dat daai twee op 'n stadium te ver gaan in hulle vriendskap. En dan begin sê, wow, hierdie vriendskap gaan nou te ver, ons moet nou terugtreë of ons het moeilikheid. Partykeer tree hulle nie terug nie en dan is daar moeilikheid. Maar Bonhoeffer beskryf dit en hy sê dis die natuurlike gang van die wêreld wat in sonde geval het. Maar die oomblik wanneer iemand in verlossing kom, begin hy deel raak van 'n geestelike realiteit. En in hierdie geestelike realiteit is die beginsel van 2. Nooit weer mag jy dink as ek en iemand anders nie. Hy beskryf dit baie mooi, Dallas Willard sê, jy mag nie meer dink, ek wonder hoe gaan ek jou beïnvloed nie. Van nou af vorentoe moet die gelowige dink, ek wonder hoe ek en Jesus jou gaan beïnvloed. Die gelowige moet 'n bewustheid kweek, dis nie meer ek enkelvoudig met jou enkelvoudig nie. My lewe het dubbelsinnig geraak, my lewe het 'n beginsel van 2. Ek is met iets besig, ek is besig om 'n goeie vriend in hierdie persoon te maak, ek ontmoet iemand, ek groet vriendelik, ons gesels, ons maak grappies, maar die gelowige moet bewus bly, dis nie net ek wat met hierdie persoon besig is nie, ek wonder wat Christus besig is met hierdie persoon. Dis nie meer ek wat alleen aan jou doen nie,
Ek is besig met jou op 'n pad, maar Christus is ook besig met jou. Hy gaan nog verder. En hy sê, daarom is die beste wat jy vir iemand kan doen, nie om eerstens met hom te gaan praat, of hom te gaan oortuig, of met hom of haar te gaan redeneer, of met hom of haar te gaan beklei nie. As jy iemand wil verander, jy's 'n gelowige, beginsel van 2, is die eerste persoon wat jy moet raadpleeg, Christus. So voor jy na die persoon toe gaan, is die beste wat jy vir hom of haar kan doen, om eers met die Here te gaan raadpleeg. Hy draai dit om en sê, net so moet 'n gelowige begin besef, dat 'n ander gelowige is nie enkelvoudig besig nie. Christus is saam met daardie gelowige ook met my besig. Ek wonder wat hy of sy beplan, wil doen. Ek wonder wat hy of sy hoop vir hierdie vriendskap. Ek hoop hy of sy stel ook belang dat hierdie vriendskap kan ontwikkel. Ek wonder wat Christus deur hom of haar met my wil doen. Ek wonder wat Christus deur hierdie vriendskap wil doen. En so verduidelik Bonhoeffer dat die hele kerk, ons koinonia, is nooit 'n enkelvoudige koinonia nie. Dis hierdie dubbelsinnige reël van 2. Ons beweeg, maar Christus beweeg saam met ons. Vriende, en dit klink na 'n klein dingetjie, maar die oomblik as jy begin toelaat dat hierdie begrip jou lewe infiltreer, dan gebeur iets. Ewe skielik is daar 'n dimensie aan jou lewe, aan jou geloof, wat net ewe skielik die vraag vra, ek wonder waarmee is Jesus besig? Ewe skielik is daar 'n bewustheid, maar ek is nie alleen hier besig nie, ek is besig in 'n groter plan, en die plan is eintlik Christusin. Die plan is eintlik 'n goddelike plan. Dis 'n koninkryksplan. Ek is deel van 'n baie groter stelsel, en onmiddellik begin maak dit die koninkryksgedagte oop. Val mure weg en besef jy maar, hier's meer aan die gang. Elke dag, elke oomblik, is nie net ek nie. Hier's meer aan die gang. Ek wil 'n tweede teks lees. Kolossense, daar by hoofstuk 2. Net gou vir ons so 'n paar verse lees. Ek gaan letterlik net 3 verse lees. Dit bevestig net so 'n bietjie Bonhoeffer se gedagte. Kolossense 2, daar by vers 17. Dit is alles maar net 'n skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Hy praat nou oor die wet en daanige nederigheid en al die goed. Ek gaan nie dit alles lees nie. Ek lees dan vers 19 en vers 20 ook. En hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, onderskei deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos, en dan verduidelik hy verder. Vriende, die derde beginsel, en dit bring ons om uiteindelik met die Onse Vader self te begin, en ons gaan daar in Matteus 6 so enkele 3 versies lees. In Matteus 6, selfe gedeelte, maar hier is dit deel van die bergpredikasie aangeteken, kom die disippels na Jesus toe. En dan sê hulle vir Jesus, hoe moet ons bid? So, verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Wanneer julle bid, sê vers 7, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie,
want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader. Ons Vader. Vriende, wanneer ons vir mekaar kom sê, ons is deel van die hemelse koninkryk. Wanneer ons vir mekaar kom sê, ek het my hart vir die Here gegee. Ek is 'n gelowige. Ek het tot bekering gekom. As jy dit nie kan sê nie, as jy nie seker is daarvan nie, daarmee saam, as jy nie seker is, jy gaan hemel toe as jy sterf nie, dan is daar vrae. Baie van die ouer mense het baie keer hierdie ding van, ja, maar hoe kan mens nou eintlik seker wees, dominee? My vriend, as jy die Bybel lees en die Nuwe Testament lees, dan is dit nie 'n opsie vir 'n gelowige of jy kan seker wees, jy gaan hemel toe of nie hemel toe nie. Want jy gaan nie hemel toe oor jou eie sonde of oor jou eie dade nie. Jy bepaal nie of jy die hemel gaan ingaan of nie ingaan nie. Christus bepaal dit. Christus sterf in jou plek. Hy vat jou sonde weg. So as jy nie seker is daarvan nie, kom praat met my. Jy moet seker wees. Dit sê nie, jy doen nie meer sonde nie. Dit sê nie, jy kom nie meer op 'n punt waar jy weet, maar vandag het ek die Here teleurgestel of vandag het ek sonde gedoen nie. Dit gebeur steeds. As jy op daai oomblik sterf, dan sê baie mense, nee, dan gaan jy hel toe, want jy het nou nog nie tot bekering gekom oor daai sonde of vergifnis. Dan is jou geloof mos afhanklik van elke keer se vergifnis vra voor jy kan hemel toe gaan. So as jy nou eendag met jou vrou beklei en jy sê vir die lelikste goed onder die son en op daai oomblik kry jy hartaanval, jy's mors dood, dan kan jy nou vir 40 jaar baie mooi geleef het, maar omdat jy om daai oomblik 'n sonde gedoen het en dis jou laaste aksie, dan is jy nou dood en ongelukkig sal jy nou nie hemel toe gaan. Verstaan? Dis 'n verlossing wat afhang op die mense daar. Selfs oor selfmoord. Baie mense sê iemand wat selfmoord gepleeg het, kan nie hemel toe gaan nie. Ek verskil 100% met jou. Hoekom? Want baie mense wat selfmoord pleeg is in depressie, is in 'n gat, maar dit sê nie, ek weet van gelowiges wat selfmoord gepleeg het. Maar hulle het 'n siekte gehad. Hulle was in 'n plek waar hulle regtig op 'n slegte plek was en die lewe was so sleg op hierdie oomblik dat hulle die verkeerde ding gedoen het. Ja. Beteken dit hulle verlossing kan hulle nie red nie? Nope. Christus het aan die kruis gesterf vir die sonde wat ons nog gaan doen ook. En wanneer jy tot bekering kom, vat hy nie net weg wat ons reeds gedoen het nie. Is nie voorwaardelike bekering van hy kom vat dit weg en hy sê vir ons, okay, nou is jy deel, maar pas op nie. Werk nie so nie. As jy tot bekering kom, jy gee jou hart vir die Here, dan neem hy jou kern oor, hy verlos jou en jy staan voor God nie meer op wat jy gedoen het, verkeerd gedoen het, misluk het nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het. En dit was volmaak. Joune was 'n mislukking, daarvoor was daar 'n kruis nodig. Jou poging was 'n flop, daarvoor was daar 'n kruis nodig. Maar die ware persoon wat verlos is, weet, dit gaan nie oor sy mislukking nie. Dit gaan oor Christus se sukses, oor sy verlossing. Vriende, wanneer ons hierdie gedeelte begin lees, dan raak dit baie duidelik, heidene bid ook. Moenie soos die heidene bid nie, sê Jesus. Moenie soos die heidene maak nie. Ongelukkig gebruik heidene hierdie gebed net soveel soos ons. Ongelukkig sit die mense wat in die kerk sit, maar hulle het nog nooit die Here ontmoet nie. Hulle is kerkmense, maar hulle gaan hel toe. Ongelukkig bid hulle hierdie gebed net soveel soos die gelowige. Hulle gebruik die gebed as 'n rympie. Hulle gebruik die gebed as 'n gebedjie. Mense gebruik die gebed om in die hemel te kom. Wanneer mense bang is, hulle gaan sterf, in films sal hulle baie keer begin in die Onse Vader staan en bid. So asof dit 'n rympie is. Ek het Stephen Ambrose se boeke gelees oor die Tweede Wêreldoorlog. Hy het 'n klomp boeke geskryf oor 'n klomp verskillende afdelings van die weermag en van die vloot en almal, en dan het hy die hele film Band of Brothers is een van sy boeke, van E Company, van die 101 valskermbataljon.
Maar hy het 'n klomp ander boeke ook geskryf, 'n klomp goed wat nie weer in oorlog gebeur het, onder andere oor D-dag en al die goed. En dan verduidelik hy hoe daardie ouens voor hulle in D-dag ingegaan het, hoe hulle gemaak het en waarna ons gegryp het. En dan was hierdie een ou, toe hulle opkyk, toe hy om sy nek 'n Dawidskruis, 'n Christenkruis, hy het elke teken van elke geloof wat hy kan om 'n hangertjie om sy nek. En toe sê een van hom nou, watter een is jy nou? Toe sê hy, nee, vandag kan ek net nie waag om een van hulle kwaad te maak nie. So, vriende, baie mense werk so met Christendom ook. Ek probeer maar net om vir God nie kwaad te maak nie. Hierdie gebed is nie gegee as 'n ritueel nie. Hierdie gebed is nie gegee as 'n rympie nie. Hierdie gebed is Jesus se woorde, intellektueel, die beginwoorde van 'n gebed wat dan verder kan loop. Dit is nie die hele gebed nie. Die Onse Vader is die beginwoorde van gebed. Gebruik dit. Wanneer jy bid, begin so. En praat dan verder met julle Vader wat deel is van julle lewens. Die eerste twee woorde, ons Vader. As die beginsel van twee waar is, as wanneer verreg is, dat van nou af dink verloste mense nie meer aan hulle self enkelvoudig nie, dis ek en Jesus. Hy het gesê, volg my. Ek hou vas sy hand, ek stap saam met hom deur die lewe. Hy's op hierdie koninkrykspad met my lewe besig en met almal met wie ek in aanraking kom. In elke terrein waar ek in beweeg in die lewe, stap ek en Jesus daarin. Daar is geen terreine in my lewe waar ek alleen ingaan en Jesus bly by die deur nie. Daar's geen plek waar ek meer met iemand te doen het in die lewe waar ek alleen instap, maar Jesus was nie toegelaat nie. Ek kan op die verkeerdste plek onder die son wees, dis nog steeds ek en Jesus in daardie verkeerde daad of verkeerdste plek. So wanneer ons begin bid, baie interessant, wat beteken die ons? Hoekom is dit ons Vader? Besef jy dat as hierdie waar is, wanneer jy in gebed na God toe gaan, is dit nooit 'n enkelvoudige handeling nie. Ek gaan na God toe, die Gees bid saam met ons, sê die woord vir ons op 'n ander plek. So dis ek en die Gees wat met God begin praat. Maar Jesus wat saam met my stap, is saam met my besig om nou in hierdie realiteit in te beweeg. Ek het Sondag gesê dat die verheerliking op die berg, daar waar Jesus begin skyn het, soos hy in die hemelse glans sal skyn eendag. Dit was die hoogste punt van die openbaring, waar die werklike realiteit, die onsigbare, die geestelike realiteit waarvan ons nou deel is, Christus is die werklikheid, waar dit so bietjie sigbaar geraak het. Dit was die grootste hoogtepunt van openbaring in die geskiedenis van die mensdom. Wanneer ek gebed betree, gaan ek in daardie realiteit in. En ek en Jesus betree die genadestroon van God. Dis nooit meer ek alleen nie. Ek en Jesus stap nader. En sy Vader is my Vader. Ons Vader, kan ons met U kom praat. Jesus sê op 'n stadium wanneer hy vir sy disippels sê, bid tot die Vader, maar bid ook tot my. En dis die wonderlike, want wanneer ons daar is, bid ons tot ons Vader, maar ons begin praat ook met Jesus, wat ook God is. En die Gees is ook nog hier besig om ons gebed met klanke wat nie verduidelik kan word nie, sê die woord vir ons, oor te dra. Vriende, môre aand gaan ons 'n bietjie verder, want môre aand begin praat ons oor Vader. Wat beteken Vader? Wie is Vader? We gaan ons 'n bietjie hierdie saak aanraak, hierdie een woordjie, en dan gaan ons verder op hierdie gebed. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons tot U genadetroon kan nader.
Here, dankie dat ons altyd as die liggaam van Christus tot U nader. Here, en as Bonnie verreg is dat daar 'n beginsel van 2 is, dan beteken dit dat ek nooit weer, wanneer ek in gebed voor U kom, op my eie, alleen, weggesteek, afgesonder of geïsoleerd daar staan nie. Die oomblik wanneer ek die hemelse realiteit van gebed betree, U koninkryk, die ryk van lig, Here, is dit ons? Is ek deel van 'n baie groter liggaam, van 'n baie groter groep? Hemelse Vader, ons prys U naam. Ek bid dat U in hierdie week vir ons sal kom oopmaak, Here, wat ons baie keer miskien mis. Ek bid dat U sal kom regtrek waar ons baie keer verkeerd dink of waar daar langs die pad goed in ons koppe vasgesteek het oor wie U is en waaroor ons praat en hoe ons bid. Waar ons baie keer maar net klein sukkel as dit by gebed kom. Gee dat hierdie week 'n paar struikelblokke uit die weg sal ruim. Dat ons gebed kan begin vloei. Dat ons kan ervaar, Here, dat hierdie stroom van lewende water tussen ons en U vloei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.